Lees uit Lukas 23 uit, vanaf vers 26. Die opskrif hier, Jesus word gekruisig. Terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad afgekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. 'n Groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue, wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê: Vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil oor julleself en julle kinders. Want daar kom daar waarin hulle sal sê: Hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê: Val op ons, en vir die heuwels: Bedek ons. As hulle dit met die groen hout doen, wat sal dan met die droë hout gebeur? Daar is ook 2 ander, albei misdadigers, weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom, wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot, die volk het daar gestaan en kyk, hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê: Ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê: As jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom: Dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê: Is jy dan nie die Christus nie, red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy: Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom: Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En die volgende perikoop gaan oor Jesus wat gesterwe het, en die een wat daarop volg is: Jesus word begrawe, en hoofstuk 24 begin met die wonderlikste, grootste, beste nuus ooit. Die opskrif: Jesus het opgestaan. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan en die reukolie wat hulle reggemaak het, met die reukolie. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het: Die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan, al hierdie dinge vir die ander 11 vertel. Die vroue was Maria Magdalena, Johanna en Maria, die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. Goed, en dan Petrus het egter opgespring, na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Tot sover. Soms verstaan mense sekere inligting mos verkeerd. En ek wil graag verwys na 2 dinge. Baie keer wanneer 'n mens aan Paasfees dink, is daar mos 'n verkeerde gebruik van Paasfees en 'n verkeerde viering
van Paasfees en dalk verkeerde simbole van Paasfees. Ek lees dat een van die oudste gebruike by Paasfees is 'n sjokolade-eier. En wanneer jy vir jou gesin of waar ook al jy is, dit oopbreek of 'n hap daaruit neem, dan kan jy die verhaal vertel. Hulle sê ook, in die begin was dit toegedraai in rooi papier, sodat jy kan sê dat ons sondes het Jesus se lewe gekos, maar hy het opgestaan, hy's nie meer binnekant nie. Dis die blydskap van Paasfees. Dis die vreugde van hierdie oorwinning. Toegedraai, die grootste geskenk wat ons ooit kan kry. Wie van julle is nou lus vir sjokolade? Ek doen nie bemarking vir Checkers nie. So, as jy nou dalk teruggaan en by Checkers stop en die sjokoladetjie vat, niks met my te doen, ek vertel 'n storie. So, en my storie sê dat een van die oudste gebruike vir Paasfees is 'n sjokolade-eier wat hol is aan die binnekant. Ek gaan by 'n ander een ook nog uitkom. 'n baie ander bekende gebruik in Paasfees of simbool wat gebruik was 'n skoenlapper. En ons verstaan dadelik hoekom 'n skoenlapper, want hierdie hele sirkel wat die wurm wat in 'n kokonfase ingaan en dan as 'n skoenlapper aan die ander kant uitkom. Jesus wat op aarde geleef het, gesterf het, in die graf ingegaan het, maar opgestaan het en 'n nuwe lewe geleef het. Paasfees is die grootste fees van alle feeste. Dit moet ons belangrikste fees wees, want daarin vier ons dat Jesus in ons plek gelei het, dat Jesus in ons plek gekruisig is, dat Jesus in ons plek gesterf het, en dat Jesus die dood oorwin het. Paasfees beteken lewe, nuwe lewe, ware lewe. Dit beteken dat ons in vrede, dis die grootste geskenk wat ons ooit kan hê, in vrede met God kan lewe. Die sentrale boodskap van die Bybel is juis in Paasfees saamgevat. Maar Paasfees het vir baie mense Paasnaweek geword. 'n tyd van uitspan, 'n tyd van vakansie hou. En so in hierdie uitspan en ontspan en vakansie hou, draai ons soms, dalk, maklik van die kruis af weg. Terwyl Jesus besig is om te sterf, neem ons amper eintlik nie eers kennis van dit nie. Daar is mense wat beweer dat daar gelowiges is wat op Goeie Vrydag nie eers aan die kruis dink nie. Is dit nie verskriklik nie? Ons het 7 lydingssondae deurgegaan. Ons het vir 7 sondae stilgestaan by dit wat die grootste invloed op ons lewe moes hê. Ons is deur 'n naweek van Goeie Vrydag, waar ons bymekaar gekom het om te sê, hy's dood, maar in hierdie weet ons, daar's 'n Sondag. Hy het ook opgestaan.
en hy het ons vergewe, en hy het oorwin, en hy lewe, en deur hom, en gewas met die bloed van die lam, is dit deel van ons lewe ook, is dit deel van ons identiteit, is dit deel van ons blydskap, soos hierdie vroue teruggehardloop het, en gaan sê het, Jesus het opgestaan. As ons Lukas 23 neem, die mense wat die naaste aan hom was, en ek wil eintlik teruggaan, en ek wil weer sommer net iets vertel van Palmsondag. Palmsondag was een van die voorbeelde wat ek gebruik het, en ek het niks politiek gepraat nie. Ek het gesê, kyk wat doen ons met konings. Toe Hitler by die stadion, op pad na die stadion toe was, het duisende mense hom begroet, geskree, hier is hy, hier is hier die man wat vir ons vryheid sal bewerk. Toe Pontius Pilatus aan die een kant inkom, buig mense voor hom in al sy glorie, met sy strydwaan, al sy perde en al sy wagte, buig mense. Aan die ander kant kom Jesus op 'n donkie ingery, en mense skree, maak hom koning, maak hom koning. Hoekom wil hulle hom koning maak? Want hy met hulle verlos van die Romeinse ryk. 'n Koning sal hulle beskerm. En toe hulle uitvind, maar hy's 'n verlosser, hy's nie die koning nie, wat hulle verwag het nie, toe skree hulle, kruisig hom, maak hom dood. Voor 'n koning buig jy en skree jy, maar 'n verlosser sien hulle nie kans voor nie. As ons dink in die tuin van Getsemane, wat het daar gebeur? Jesus vra vir sy disippels, bid saam met my, bid saam met my. En dan sien hulle nie kans daarvoor nie, want hulle is te moeg, en dan raak hulle sommer vinnig aan die slaap. En toe chaos gebeur, toe Judas Jesus uitlewer met hierdie soen, wat gebeur? Almal hardloop weg. Maar Petrus, vol selfbravade, sê hulle sal, maar nie ek nie, Here. En dan tel hy 'n swaard nog op, en hy kap die wag se oor af. En op die ou einde verloon hy Jesus 3 keer wat hy sê, ek ken hom nie, ek ken hom nie, ek weet nie van wie julle praat nie. Die Joodse leiers, vir hulle het dit gegaan om die behoud van mag, en hulle bespot nie net Jesus nie, saam met die wagte nie, maar ook vir God. En daarom staan en kyk hulle, en doen hulle eintlik niks nie. Pilatus sê, hierdie Jesus, sê ek kan niks teen hom kry nie, maar julle hoor wat die volk skree. Die volk sê, laat Barabbas vir ons los, en kruisig vir Jesus. En dan sê hy, ek was my hande in onskuld. Herodes beaam wat Pilatus doen. En die twee wat eers nie vriende was nie, het hierdie gemeenskaplike bindende faktor, dat hulle saamstem, en dan staan daar, hulle het vriende geraak vorentoe. Die volk skree, hierdie een wat ons gedink het is 'n koning, en wat nou?
met sy liggaam en sy bloed gaan betaal, maak hom dood. Maak hom dood. Dis nie die een wat ons verwag het nie. Die soldate spoeg op hom, spot hom, en spot God. En die misdadiger het ons gelees, laster. Laster teen God en teen Jesus. Almal het 'n houding van, los my, ek is besig met my eie sake, ek is besig met my eie belange, terwyl die grootste gebeurtenis in die hele geskiedenis besig is om plaas te vind en voor hulle oë af te speel, loop hulle dit mis, want eie belang is belangriker as enige iets anders. Wat van my en jou? Wat van my en jou? Wat het ons in hierdie Paasfees belewe? Watter verskil het die feit dat Jesus Christus betaal het, dood gegaan het, liggaam aan 'n kruis gesterf het, bloed gevloei het, dat hy begrawe is, dat hy opgestaan het? Watter verskil het dit aan ons gemaak? Iemand het by geleentheid gesê dat daar's geen bewyse in die Bybel. Die Bybel beskryf hoe Jesus dood gegaan het, maar die Bybel beskryf nie hoe Jesus weer opgestaan het nie. Die Bybel sê net, Jesus het opgestaan. En daar's daar nou argumente tussen geleerde mense en hogere teoloë en wetenskaplikes ensovoorts, en een ou sê, al is daar nie historiese en fisiese bewyse nie. Hy sê, kyk na die kerk. Kyk na die kerk. En dan sal jy sien, Jesus het opgestaan. Want die kerk se lewe het verander. Die kerk en sy mense se lewens het nuut geword. Die kerk en sy mense leef liefde, leef vergifnis. Broers en susters, is dit wat Paasnaweek vir ons was en is, en vir die kerk van Huisieveel is? Is dit waarmee ons besig is, met 'n groot fees, dat God vir ons omgegee het? Is ons besig met 'n groot fees, oor wat hy vir ons gedoen het? Hy het betaal, hy het oorwin, hy het opgestaan. Is ons besig met hierdie fees, dat hy vir ons lief het, en dat daar geen einde aan sy liefde is nie? Is ons besig met hierdie blydskapslied, dat hy ons opgesoek het, dat hy omgee vir ons, dat hy by ons sal wees, en dat hy beloof, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Die Bybelse boodskap is mos, dit wat Jesus vir en aan mense gedoen het. Die boodskap van Paasfees is, dit wat Jesus aan die mensdom gedoen het, en vir die mensdom gedoen het hy sy disippels die opdrag gegee en gesê, gaan nou, gaan vertel dit nou, gaan leef dit nou. Is ons nog daarmee besig? Dit wat Jesus vir en aan my gedoen het? Is ek besig om hierdie boodskap te vertel? Is ek besig om 'n verskil te maak? Is ek besig om te verander wat die wêreld kom skend het en kom seermaak het? Mag God ons oë oopmaak. Mag God vir ons laat sien wat werklik gebeur het. En mag ons deur sy woord aangeraak word. En mag ons bewaar word daarvan,
dat hy ooit sal sê, vergeef hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. 'n baie hedendaagse gebruik, wat 'n mens sommer deur hierdie paas eiertjie, wat ook al mini, wat is dit? Lekkertjie. Hy doen dit mos. Jy kan die evangelie ook vertel so. Dat ons sonde betaal is en dat Jesus ons wit gewas het en dat daar 'n nuwe lewe in die binnekant is, in ons harte is. En hy sê elkeen wat Jesus aangeneem het, het nuut geword. Ek en jy het die opstanding ons nuut gemaak, het die opstanding nuwe lewe in ons na vore gebring, het die opstanding gemaak dat ons begeerte is om vir en aan hom toegewy te wees. Mag ons nuwe harte, mag die opstanding, mag die nuwe lewe, mag die feit dat Jesus in die hemel is en weer kom, ons so begeester dat ons 'n verskil sal lewe uit dankbaarheid. Mag as ons terugdink, wat het net 'n week terug gebeur? Die grootste fees van alle feeste is gevier. Was ek by? Het ek dit gevier? Het ek dit verstaan? Het my lewe verander? En vandag te sê, Here, dankie vir wat Jesus gedoen het. Dankie dat hy betaal het, dankie dat hy opgestaan het, dankie dat hy oorwin, en dankie dat hy weer kom. En, Here, vergewe my. Vergewe my, as ek die grootste fees gemis het. Amen. Hemelse Vader, ons buig voor U, en ons wil vir U dankie sê. Here, met ons verstand kan ons nie verstaan dat U gehoorsaam was tot aan die dood, of tot die dood aan die kruis nie. Maar U woord vat ons op hierdie reis, U woord vertel vir ons, U woord sê vir ons hoe swaar en hoe moeilik dit was. U woord vertel vir ons van die bespotting, van die minagting. Maar U het gesterf, U het betaal, U het gesê, dit is volbring. U het die prys betaal. U is begrawe en U het opgestaan. En mense het van hierdie opstanding getuig en hulle lewens het verander. Vandag wil ons vir U kom sê, Here, dankie vir Paasfees wat verby is. Dankie dat ons in ons harte leef met Jesus het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. En dankie dat daar 'n nuwe lewe vir elkeen wat glo in Jesus is. Dankie dat daar 'n ewige lewe is. Dankie dat ons skoon gewas is. Dankie dat ons alledaagse dingetjies kan gebruik om ons te herinner. Here, dankie vir die prys, maar dankie vir die oorwinning. Dankie vir die nuwe lewe, dankie vir die ewige lewe. Help ons om dit te lewe. Mag dit waar wees, dat wanneer hulle na die kerk van Huisieview kyk, dat dit een van ons eienskappe sal wees, dat ons lewens verander het, en dat ons tot eer van U lewe, en nie meer vir onsself nie. Kruisig eie belang in ons lewens, in Jesus se naam. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.